Kan 'n mens regtig verander? Ek het al baie keer mense gehad wat my kom sien omdat hulle wil verander, maar dan sukkel hulle kry dit nie reg nie. En in my eie lewe is daar goed wat ek wens anders was, goed wat ek graag wil verander, maar ek kom agter ek verander ook nie so maklik nie. Nou ons gaan kyk na 'n perspektief op verandering uit die Efesiërbrief. En ek gaan vir ons lees uit Efesiërs 4 van vers 17 af. Die ou en die nuwe lewe. Dit sê en bevestig ek dan in die Here. Julle moenie meer soos die heidene met hulle niks beduidende gedagtes leef nie. Hulle denke is verduister. Hulle is vervreem van die lewe met God, omdat hulle onkundig is deur die hardheid van hulle harte. Omdat hulle gevoelloos geword het hulle self oorgegee aan losbandigheid om onversadigbaar allerhande onrein dade te pleeg. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. Julle het tog van hom gehoor en julle is oor hom onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Naamlik dat julle wat julle vroegere lewenswandel betref die ou mens moet aflê, wat as gevolg van sy misleidende drange vergaan. Julle moet eerder in die aard van julle denke vernuwe word. Ja, trek die nuwe mens as kleed aan, wat in ware geregtigheid en heiligheid in ooreenstemming met God geskep is. Dit is baie duidelik dat Paulus veronderstel dat mense kan verander. Hy skryf vir mense en hy sê vir hulle, julle behoort te verander. Moet nou nie langer so leef nie, begin nou om so te lewe. Begin om anders te dink, begin om anders te doen. Hy veronderstel dat mense kan verander. Nou hoe rym dit met 'n mense ervaring dat mense dikwels sukkel om te verander? Daar is iets interessant in die Efesiërbrief en dit is dat Paulus in die eerste deel praat oor wat God vir ons doen. God se genade in Christus, die feit dat hy sy seun gee, die feit dat ons die nuwe lewe in Christus kry as 'n genade geskenk. Ons kry dit net deur geloof, ons kan nie daarmee spog nie, ons kry dit uit die hand van God as 'n geskenk. Dis Efesiërs 1-3 se hooftema. En dan van hoofstuk 4 af begin praat hy oor hoe ons lewe nou moet pas by die geskenk wat ons gekry het, hoe dit daardie geskenk waardig moet wees, in die sin dat dit inpas daarby. En hy gebruik in die begin van hoofstuk 4, waar hy dan nou begin met hierdie nuwe lewe in Christus, en dis die tema van die volgende 3 hoofstukke van die brief, gebruik hy die woord daarom, en dis 'n woord wat hy 'n paar keer in hierdie gedeeltes gebruik, daarom, en die daarom verwys terug na die eerste 3 hoofstukke, omdat God dit vir ons in Christus en deur die Gees doen, daarom moet julle verander, daarom moet julle op 'n nuwe manier lewe, daarom moet julle denke en julle dade verander. En dit geld vir my die eerste punt oor verandering. Verandering het 'n sterk daarom nodig. Mense verander nie maklik nie, hulle verander nie sommer nie. Hulle het 'n sterk rede om te verander nodig. Hulle het 'n sterk daarom nodig. Nou kan 'n mens verskillende daaroms kry om te verander. Jy kan dink aan 'n negatiewe daarom. Ek lees nou sê nou maar 'n artikel wat vir my vertel hoe sleg suiker vir my is en wat is die gesondheidsprobleme as mens suiker gebruik, en dan skrik ek, en dan besluit ek sny suiker uit my lewe uit. Dit is 'n negatiewe daarom. Die probleem met negatiewe daaroms is dat dit baie keer net vir 'n rukkie hou. As die skrik verby is, nou ja, dan val ek maar weer terug en ek eet maar weer suiker en ek is maar weer terug in my ou gewoonte om maar eerste skokreaksie verby is. Tog is dit baie duidelik so dat Paulus probeer om 'n negatiewe daarom ook vir ons te gee. As hy sê, moet nou nie langer soos heidene lewe nie, en dan teken hy 'n prentjie van die heidene. Dis mense wie se denke op niks uitloop nie. Hulle dink oor allerlei goed, maar eintlik loop dit op niks uit nie. Hulle harte is hard. Met ander woorde, hulle is nie oop vir verandering nie. Hulle is gevoelloos. Hulle voel miskien nie eers hulle hoef te verander nie, want sê hy, hulle is vervreem van God. Hulle is afgesny van God en van die liefde van God. Daarom sê hy, is daar 'n leegte in hulle. 'n Leegte wat hulle dan probeer vul met allerhande goed, wat hulle probeer vul deur allerhande dinge te doen, maar op die ou ende kry hulle dit nie vol nie. En Paulus teken vir ons hierdie prentjie van hierdie leë mens wat van God vervreem is en wat sy lewe probeer volprop met allerhande dinge, om vir ons te sê, maar julle wil tog nie so wees nie, julle moenie langer so wees nie. So dis 'n negatiewe daarom. Hy gee vir ons hierdie negatiewe beeld van 'n leë mens, en dan sê hy vir ons, maar julle wil tog nie so wees nie, julle wil tog nie so leeg wees, en so probeer om julle lewe vol te kry met allerhande dinge nie.
Maar mens kan ook 'n positiewe daarom kry. 'n Positiewe daarom is wanneer ek sê nou maar kyk na iemand wat oefen en ek dink, "Jogg, maar dit lyk vir my goed. Dit voel vir my 'n mens moet so wees en ek wil ook oefen." Nou die probleem met 'n positiewe voorbeeld natuurlik is dat 'n voorbeeld my ook moedeloos kan maak. Ek kan kyk na iemand, 'n voorbeeld van iemand wat iets doen, sê net maar 'n baie fikse ou met spiere en dan kan ek dink, maar so gaan ek nooit wees nie. En baie keer word jy gekonfronteer in die media en so aan met ideale rolmodelle van so moet jy lyk, so moet jy wees en so aan. Maar al daai positiewe voorbeelde demotiveer ons eintlik, want ons voel ons kan nie so wees nie. Tog is dit duidelik dwars deur Paulus se briewe dat hy nie net homself as voorbeeld stel vir gelowiges nie, maar dat hy Christus ook as voorbeeld stel, die voorbeeld wat hy navolg en wat hy wil hê hulle moet navolg. Hy skryf in die Korinteërbrief: "Volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Christus navolg." So dis 'n positiewe daarom. Omdat Christus vir my voorbeeld stel, wil ek verander. Maar die probleem met hierdie positiewe daarom. Die probleem is dat ek baie maklik kan voel, maar dit gaan ek mos nou nooit regkry nie. Hoe gaan ek ooit lief hê soos wat Christus lief het? En hier aan die einde van hoofstuk 4, begin van hoofstuk 5, kom hy daarby uit, om te sê, lewe in liefde soos Christus julle lief gehad het en sy lewe vir julle gegee het as 'n offergawe. Maar hoe kan ek regtig lief hê soos Christus lief gehad het? Dit is ook 'n sin, as ek Christus net as voorbeeld ken, dan kan dit my ook demotiveer. So ons het iets meer nodig as net negatiewe daaroms en positiewe daaroms. Paulus gee vir ons 'n ander soort daarom. Mense kan praat van uiterlike daaroms en innerlike daaroms. 'n Uiterlike daarom is 'n negatiewe of 'n positiewe voorbeeld. Dit lê buite vir myself. Ek kyk daarna en ek besluit ek wil nie so wees nie of ek wil so wees. Maar innerlike daarom werk met my motivering, met my hart, met my wil. Ek verander hier binne en daarom begin ek anders lewe. Nou is die interessante dat Paulus oor Christus praat in 'n sekere sin as 'n uiterlike daarom, maar ook as 'n innerlike daarom. Dat hy praat oor Christus as die een wat vir ons gedoen het wat ons nie vir onsself kan doen nie, wat vir ons sy lewe gegee het, wat vir ons die vrede is, wat vir ons die ewige lewe gee, wat vir ons verlossing bring. Hy het vir ons aan die kruis gedoen wat ons nie self kan doen nie. Maar dan sê hy tog in hierdie gedeelte, beklee julleself met Christus. Wat bedoel hy daarmee? Hy bedoel dat as jy in Christus glo, dan word jy iemand wat in Christus is. Christus word soos 'n kleed wat jy aantrek. En as God na jou kyk, dan sien hy jou deur hierdie kleed van Christus. Dan sien God jou soos Christus. Jy lyk vir God soos Christus. Al is jy nog maar net 'n sondige mens, al is jy nog maar 'n mens vol foute en krake en so aan, sien hy jou as 'n iemand wat in Christus is en daarom soos Christus is. En daarom noem God jou sy kind. So hierdie beklee jou met Christus is amper soos 'n statusverandering. Jy was eers nie 'n kind van God nie, nou glo jy in God, in Christus, nou is jy beklee met Christus, en nou kyk God na jou en hy noem jou my kind, omdat hy jou in Christus sien, jou deur Christus sien. Nou, in 'n sekere sin is mense klere ook mos uitwendig, dit lê buite jou, maar klere maak tog 'n verskil aan hoe jy optree. Sê nou maar byvoorbeeld, as iemand studeer om 'n dokter te word, en die eerste dag wat hy nou kan optree as dokter, trek hy die wit jas aan en hy die stetoskoop by hom, dan begin hy, alhoewel hy nog baie moet leer oor dokter wees, hy begin soos 'n dokter optree, want hy's aangetrek soos 'n dokter. Paulus sê ons word eers aangetrek soos 'n kind van God, en dan begin verander ons om regtig kinders van God te word, om regtig te lewe soos kinders van God. So hierdie aanklees om jou so met Christus te identifiseer, dat Christus nie meer vir jou 'n voorbeeld is wat jy moet navolg nie, maar eerder 'n broer wat vir jou sê, God sien jou soos wat hy vir my sien. God behandel jou soos wat hy vir my behandel. God aanvaar jou ter wille van my, omdat jy in Christus beklee is. Dit sê vir my 'n geweldig belangrike ding, dat verandering begin by aanvaarding. Ons is baie keer geneig, veral as ons negatiewe motivering gebruik, om mense aan te spoor tot verandering deur kritiek, wat baie keer kan oorkom as verwerping. Jy's sleg, jy doen verkeerd, jy's op die verkeerde pad, jy's 'n leenaar, jy's 'n mislukking, jy's 'n wat ook al. Maar eintlik help sulke negatiewe
motivering mense nie. Dit maak hulle net al hoe meer moedeloos oor hulle self en dit laat hulle alleen voel, dit laat hulle geïsoleerd voel, dit laat hulle verwerp voel. En iemand wat op sy eie staan kan nie verander nie. En daarom identifiseer Christus homself met my, sodat ek myself in die geloof met hom kan identifiseer, sodat ek kan weet in Christus, kyk God na my en neem God my aan as sy kind. Aanvaar God my onvoorwaardelik. En uit daardie aanvaarding, uit daardie liefde, kan ons daarom begin om te verander, om ook in liefde te lewe. Omdat God julle lief het, moet julle in liefde lewe, sê Efesiërs 5 vers 1. So dit bring dit al nader. Dis nie 'n eksterne voorbeeld wat teenoor my staan waardeur ek veroordeel word nie, maar dis 'n interne, is 'n naby voorbeeld. Ek word bekleed met Christus, ek word geïdentifiseer met Christus. Maar Paulus vat dit nog dieper binne toe. In Efesiërs 3 bid hy dat Christus deur die geloof in ons harte sal woon. Dat Christus deur die geloof in ons harte sal woon en dat ons in sy liefde gewortelde grondves sal wees. En dan sê hy daarna, mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Bietjie later bid hy ook dat ons vervul sal word met die Gees, dat ons regtig met die Gees vervul sal word. Wat hy daarmee vir ons sê, is dat God ons verander, nie deur teenoor ons te staan en vir ons 'n voorbeeld te staan en dan af te merk en te kyk of ons verander nie, maar hy kom in ons lewe deur die Gees, hy vul ons lewe met sy liefde, daardie liefde waardeur hy ons aanvaar word, en dan verander hy ons sodat ons al hoe meer in liefde kan lewe. En daarom is die daarom van wat God doen, is nie net buite my nie, is selfs nie net in hoe ek my bekleed met Christus nie, maar is binne in my, in die werk van die Gees. En deur die werk van die Gees kan ek verander, kan ek groei van die mens wat ek was, na die mens wat God wil hê ek moet wees. Van die een wat nie vir God geken het nie, na 'n mens wat God ken. Na die een wat nie uit God wou lewe en vir God wou lewe nie, na 'n mens wat volledig uit God en vir God lewe. Daai groeiproses is lewenslang. Verandering is nie iets wat sommer net in 'n oomblik gebeur nie. Daai groeiproses is lewenslang. Dit vra al my geduld en deursettingsvermoë, maar dit vra ook my geloof daarin dat God geduld het met my. Amen. Kom ons bid dan om die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus vir jou die krag gee om te kies om te verander. Mag die liefde van God ons Vader jou inspireer met die wete dat hy aan jou kant is, dat hy vir jou is in hierdie veranderingsproses. En mag die gemeenskap van die Heilige Gees jou intrek in verhoudings wat jou help om te verander. Verhouding met God en verhouding met ander mense. Om Christus ontwil. Amen.